Die offeraltaar. Goeiemôre liewe medegelowige. Vandag is dag 7 van ons 21 dae van vas en gebed. Ek is Michael Richards van die AGS Vryheid Nuwe Lewe Gemeente en ek nooi jou om vanoggend saam met te blaai in die woord van die Here in Levitikus hoofstuk 17 vers 11. Want die siel van die vlees is in die bloed en ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening deur die siel. Nou broers en susters, in die Ou Testament was die offeraltaar, en dis die stasie waar ons vanoggend aandoen vir die vorm van gebed wat belydenis is, was dit daardie plek in die tabernakel waar belydenisgebede gebid was. En dan sien ons dat daardie offeraltaar ook die plek was natuurlik waar die mense hulle sonde en oortredingsoffers gebring het. Nou, ons weet natuurlik, daar was verskillende offers in die Ou Testament in die verband en ons gaan nie in detail daarop ingaan nie, maar wesenlik kon geen Jood ooit tot God nader sonder 'n offer nie. Ons sien dat hierdie offeraltaar 'n baie sentrale plek in aanbidding ingeneem het en dat offers sonder twyfel die middelpunt was waarom mense se godsdienstbelewenis gedraai het in die Ou Testament. Daarmee saam was daar natuurlik 'n konstante sondebewustheid by hulle gewees en jy kan vir jouself net dink hoe swaar hierdie wettiese juk moes wees wat mense moes dra. Die hele tyd moes hulle dink oor wat hulle doen, gekombineer met al die ander verskillende seremonies, wassingsrituele, feeste, heilige dae, voedselvoorskrifte en dies meer. En ja, dit is teen die agtergrond hiervan dat ons dalk beter kan verstaan waarom Jesus hulle by geleentheid nooi om hierdie sware juk te dra vir sy rus. In Matteus 11:28 nooi Jesus hulle en hy sê: "Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle, want my juk is sag en my las is lig." Ons sien egter dat die offeraar nooit verder kon beweeg in hierdie tabernakel as die koper brandofferaltaar nie. Die heiligdom natuurlik en die allerheiligdom was egter totaal buite bereik gewees en ons weet dat dit net die hoofpriester was wat toegelaat was om eenmaal per jaar die allerheiligdom in te gaan op die groot dag van versoening, waar hy namens die volk die bloed op die ark van die verbond gaan sprinkel het. En natuurlik weet ons dat dit 'n direkte heenwysing was na die volbragte werk van Jesus, ons groot hoofpriester wat volgens Hebreërs 11 vir ons ook daar die volmaakte offer sou bring. Maar hierdie realiteit is dat hierdie mense in terme van hulle verhouding met God 'n verhouding op 'n afstand gehad het. Dit was alleenlik moontlik vir hulle om in 'n verhouding met die Here te staan deur voorgeskrewe reëls, aangestelde tussengangers en ja, God was daar ver, hulle was hier en die fokus was op sonde en veral op die skeiding wat dit tussen God en die mens gebring het. In hierdie paradigma van gebed is die koperaltaar dan daardie plek waar ek en jy belydenis doen. Nou, terwille van tyd gaan ons hierdie gebedstasie opdeel in 2 en môre gesels ek met jou 'n bietjie verder daaroor, maar kom ons gesels vinnig oor die inhoud van ons gebede by die offeraltaar, by hierdie visuele rusplek in die tabernakel en natuurlik weet ons is dit dan die plek waar ons oortredinge bely. Nou, die Griekse woordjie, en dis 'n woordjie wat jy dalk sal onthou van 'n vorige dagstukkie, die Griekse woordjie wat in die Nuwe Testament vir belydenis gebruik of gevind word is die woordjie homologio, en hierdie woordjie beteken om dieselfde te sê as wat reeds gesê is of om saam te stem oor 'n saak. Nou, voordat ons 'n bietjie gesels oor belydenis en die saamstem oor dit wat ons bely, is dit belangrik dat ons moet verstaan wat belydenis nie is nie. Nou in die eerste plek, belydenis is nie ek wat in gebed na die Here toe kom en beloof dat ek nooit weer sal sondig nie. Ek dink as so iets moontlik was, dan was daar geen nut vir die bloedoffers gewees nie en weliswaar het Christus dan ook verniet gesterf. Sonde is ongelukkig iets wat elke een van ons gaan veg tot die dag van ons dood. Daar is 'n baie werklike stryd in ons tussen die gees en die vlees en Paulus het dit ervaar en hy skryf dit later in Romeine 7 waar hy eintlik half moedeloos hieroor is en hy sê, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees niks goeds woon nie, want om te wil is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Paulus sê met ander woorde, hy sê ek staan elke oggend op met die beste van intensies, om God en mense lief te hê, maar as ek my weer kry, dan het ek gestruikel, en as ek my weer kry, het ek iets gesê, iets bedink, iets gedoen, wat nie reg is nie. En ja,
Tereg, sê Jakobus 3 vers 2. Hy sê, ons almal struikel dikwels. Dalk is jou struikel nie so groot soos myne nie, maar Jakobus sê ons almal struikel, of in woorde of in ons gedagtes. Daar is egter nie 'n klein of 'n groot sonde by die Here nie. Jesus het dit duidelik gestel in die evangelies. Hy sê, al bedink jy sonde, en jy het dit nog nie eers gedoen nie, is jy so skuldig soos die ou wat dit gedoen het. Matteus 5 vers 27 tot 28. Daarom het elkeen van ons iets om daagliks na die altaar te bring, om te bely en by hierdie stasie, die visuele rusplek in gebed, waar ons kan aandoen, 'n Bybelse ankerpunt kan hê, wat ons kan help langs hierdie weg van sondebelydenis. Môre gaan ek 'n bietjie verder met jou gesels oor die gebed van belydenis en 'n verdere aspek van belydenis, wat ons as Nuwe Testamentiese gelowiges in ons eie tyd van gebed en gedagte moet hou. Maar, voordat ons daar kom, gaan ek jou vra dat ons net hier afsluit, en dat ons die oë sluit, en dat ons saam bid, en môre gaan ons verder. Kom ons bid saam. Onse liefdevolle Hemelvader, baie dankie vir die heerlike voorreg wat ons het, om op hierdie 21 dae reis, Here, ook by hierdie gebedsstasie te kan stilstaan, Here, nog 'n visuele rusplek in die gees, waar ons kan bid. En Here, daagliks kan ons ook ons eie sonde, op hierdie wyse, ons eie oortredinge, en ons tekortkome, kom bely voor U, Here, en dit opnuut, ook as ware, op die altaar kom lê. Here, dankie dat die woord sê dat waar die bloed van bokke en stiere die sondes net bedek het in die Ou Testament, die bloed van Jesus, die vlekkelose lam, die sondes weg was. Dankie vir daardie sekerheid, 'n versekering wat ons kan hê, en wat dit in ons harte werk, dat ons kan weet, Here, dat U bloed ons sondes nie net bedek nie, maar weg was. Ons dankie daarvoor, Here, en Vader, terwyl ons deur hierdie stasie beweeg, is dit die gebed van my hart, dat U ons in hierdie tyd, Here, sal suiwer, ons sal help om ons lewens te reinig en te heilig. En Here, terwyl ons aanspraak maak op die bloed, en ons besef dat ons niks het om op aanspraak te maak, behalwe die bloed van Jesus nie. Here, dat U ons ook elkeen op hierdie wyse sal neem na dieper dimensies. Here, dieper dimensies van heilig maak. En Here, dat U ons sal help dat ons lewens van oorwinning sal leef, waar sonde finaal sy greep en houvas op ons lewens sal verloor. En Here, dat ons lewens 'n ware refleksie sal word van daardie prys wat U betaal het, die genade wat ons deel geword het, die kruis van Jesus Christus. Ons dankie daarvoor, Here. Dankie dat U getrou is om ons te help, en dit ook so vir ons te volbring. Ons bid hierdie dinge vandag, Here, in die naam bo alle name. En ons vra dat U ons sal seën, terwyl ons op hierdie gebedsreis vorentoe gaan in Christus. Ons dankie daarvoor, ons bid dit met vrymoedigheid in Jesus se naam alleen. Amen.